Goeiemôre, welkom by ons aanlyn erediens vanoggend. Ons is bevoorreg om in die kerk vir Noordskool, Laerskool Keersdorp Noord vanoggend te verwelkom. Hulle kies dansgroep en hulle kore tree op en ons glo dat hierdie geleentheid ook geseënd is en die Here se seën dra. Vir alles wat julle ook deur die jaar sal doen, mag die Here julle gebruik as 'n instrument in sy hande om sy woord en sy goeie nuus ook te versprei. Baie sterkte. En dankie vir die voorreg dat julle ook ons kom seën het met julle talente. Vir elkeen van julle wat van die huis af saam luister, wat 'n groot voorreg dat julle ook vanoggend deel van ons geloofsgemeenskap vorm. Waar ook al jy is, kan jy die woord van die Here ontvang en ons reis juis deur 1 Johannes in die volgende paar weke. So moet dit nie misloop nie. Skakel gerus aanlyn aan of kom woon ons erediens by en ons reis saam en vind uit wat die Here vir ons wil openbaar deur sy woord. Ons fotum kom uit 1 Johannes uit, hoofstuk 2, vers 28. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom af weggaan wanneer hy kom nie. Die boodskap, my liewe kinders, konsentreer nou daarop om naby aan Jesus te bly leef. Julle vra waarom? Wanneer Jesus sigbaar terugkom, sal julle dan nie so skaam hoef te voel dat julle wil weghardloop nie. Nie kop onderste bo nie, maar met oop arms sal julle hom dan kan verwelkom. Geliefdes in die Here, ek groet julle vandag as die kinders van God, in wie hy 'n welbehae het. Mag sy gees vanoggend in jou beweeg. Amen. Kom ons sing 'n lied saam om die Here as God en die God van liefde te herken. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Met
die sokker wêreldbeker wat in hierdie jaar 2026 plaasgevind het, was daar 'n tema lied deur Shakira en Burna Boy, Die Die. En aan die begin van die musiekvideo gebeur iets aangrypends. Hulle kry die verskeie helde van die wêreld se beste sokkerspanne en hulle sê dan almal net 'n eenvoudige frase: We are ready. We are ready. En dit eindig dan voordat die liedjie begin met Ghetto Kids wat in hierdie musiekvideo dans, wat dan sê We are ready too. We are ready. Ons dink ook sommer dadelik aan Bernice West se lied. Sy wat soveel wonderlike liedjies al uitgebring het en nou glo ek meeste van julle dink eerste aan Lyfie en jy hoor hom sommer in jou kop speel, die Here het my mooi gemaak, maar sy het nog 'n kinderliedjie, 'n Christelike liedjie oorgedoen en hierdie liedjie is As hy weer kom. Ons wonder baie keer oor die wederkoms. Ons lees oor en oor in die Bybel dat die Here weer sal kom. En ek dink in steede daarvan dat ons met vrees gesaai word wanneer ons dit hoor, kan ons opgewonde wees oor die wederkoms van Jesus. En as ons dan na 1 Johannes toe blaai, dan sien ons hoe Johannes ook eintlik deel in hierdie opgewondenheid. Dat hy vir ons wil sê, ons kan maar met opwinding uitsien na die koms van Jesus Christus. Maar meer as dit, as ons hom verwag, as ons weet dat hy weer gaan kom, moet ons reg wees. Soos wat daai sokkerspelers sê, we are ready. Moet ons reg wees om hom dan ook te sien en om in die gesig te staar. En as ons met hierdie verwagting dan nou leef, die verwagting dat hy weer sal kom, as hy weer kom, dan lyk ons lewens ook elke dag 'n bietjie anders. En dit is wat Johannes probeer sê hier in 1 Johannes aan die einde van hoofstuk 2 en ook hoofstuk 3. Daar is 'n baie mooi gedeelte hier en ek lees graag vir ons vandag saam. Ons het begin met die foto met die einde van hoofstuk 2. Ek lees vir ons saam 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 vir nou. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word en ons is dit ook. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie leer ken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. En elkeen wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos wat hy rein is. So ons hoor hier, ons is kinders van God. Dit is wie ek en jy is. Dit bepaal ons identiteit. En dan ook, ons weet dat Jesus weer sal kom. En dat ek en jy 'n vaste hoop en 'n verwagting hiervoor kan hê. Ons het nou in die Digi saamgesels en daar was 'n wonderlike verhaal wat gedeel is. Van iemand wat vertel het hoe hulle broer wat voorheen 'n volslae alkoholist was, hoe sy vir hom laat weet het dat sy deurkom na die dorp waarin hy saam met hulle ma gebly het en dat sy haar ma gaan kom haal en hulle die ma se huis gaan moet oppak en saam moet gaan werk sodat die ma nou uiteindelik by die dogter kan kom bly. En toe sy daar kom was sy so verbaas want hy was so nugter. Hy kon so lekker saamwerk. En toe hierdie tyd nou verby is, toe sê sy vir hom, "Joh, maar dit is nou vir my so lekker gewees hoe ons kon saamwerk in hierdie tyd." En uiteindelik sê hy toe vir haar, vir sy sussie, "Maar dit is oor ek geweet het jy kom. Ek het die verwagting gehad en ek weet ook daar was verwagting op my gewees om nugter te wees. So ek het 3 maande nie gedrink nie, sodat ek gereed kan wees vir as jy kom." In hierdie storie ego iets van wat Johannes vir ons hier uit sy brief uit wil kom sê. Dat ek en jy ook moet weet, Jesus kom weer. En hierdie moet ons nie moet vrees saai nie, maar dit moet tog ons gedrag uiteindelik bepaal. 'n Verwagting bepaal gedrag. Ons het dit gehoor by Dr. Tony Evans in ons sessie saam in Digi. En uiteindelik is die gedrag wat dan by my en jou as kinders van God verwag word, soos ons hier hoor in 1 Johannes 3, is 'n rein lewe. Ons moet ook onthou as ons rein lewe hier hoor, beteken dit nie dat ons nou ewe skielik alles moet doen wat reg is nie. Ons hoor ook verder in hierdie gedeelte dat ons nie geregverdig word deur te doen wat reg is nie. Ons word geregverdig deur die bloed van Jesus, die verlossing wat ons van hom af ontvang. En dit is uiteindelik wat ook ons kinders van God maak. Ons hoor hier uit die saad van God
Ons behoort aan hom. Dit is ons identiteit en niks kan dit vir my en jou verander nie. Maar wat dit wel by ons moet wakker maak, hierdie verwagting dat Jesus weer kom, is dat ons so sal lewe, dat wanneer ons hom dan sien, ons hierdie verhouding, hierdie hegte verhouding, hierdie verbintenis met hom wat ons het, sal kan vier. En dit is dan ook wat Johannes hierso sê. Johannes vra dan eintlik vir ons, as ons weet wie ons is, en as ons weet dat ons Jesus weer sal sien, hoe behoort ek en jy vandag te leef? 1 Johannes 2 vers 28 kom sê vir ons hoe, bly in hom, sodat ons die vrymoedigheid kan hê, wanneer hy weer verskyn. Hierdie paar woorde is wonderlik, bly in hom. Dit ego in die evangelie volgens Johannes, dat Johannes hierdie woorde aan Jesus self toeskryf, bly in my. Die Engels is abide in me. Dit beteken om in die Here te vertoef. Dit beteken om tyd saam met hom te spandeer. Dit beteken dat die Here en jou verhouding met hom 'n prioriteit in jou lewe sal wees. En wanneer jy in hom bly, wanneer jou lewe in hom gedeurdrenk is, dan hoef jy nie die wederkoms of die eindtye te vrees nie, want jou verhouding met die Here is mos reg. Johannes praat nie net oor hoe ons vandag moet lewe nie, maar hy praat ook hier van 'n toekoms waaraan ek en jy kan vashou. Ons het identiteit, ons is God se sin, en daaroor hoef ons nie die toekoms te vrees nie. Ons hoop het 'n bestemming, ons weet aan wie ons behoort, ons weet op wie ons wag, en ons weet wie ons toekoms vashou. En daarom kan ek en jy weet dat wanneer dit verby is hier op aarde, is ons lewe veilig in die hande van die Here. Maar terwyl ons hier is, hier op aarde, verander dit en die wete en die verwagting van Jesus ook ons hede, ook hoe ek en jy vandag kan lewe. So ek en jy kan met vertroue gevul wees, dat ons nie dalk nou alles verstaan nie, dat daar dinge gaan gebeur wat buite ons beheer is, maar ons kan vrede hê, en ons kan dan uiteindelik hierdie perspektief elke dag saam met ons dra, dat die huidige omstandighede wat ons beleef nie ons finale werklikheid is nie, maar ons kan uitsien na ewigheid in hom en saam met God. Dit help my en jou ook om te onthou, ons omstandighede en die situasie waarin ons onsself bevind is nie ons identiteit nie. So as jy vandag sukkel, onthou, dit is nie wie jy is nie. As jy vandag soos 'n mislukking voel, dit is nie wie jy is nie. As iemand dalk jou verwerp het of 'n verhouding het skeef geloop, dit is nie wie jy is nie. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, dit is nie wie jy is nie. As jy onseker is oor wat voorlê, dit is nie wie jy is nie. Jy is 'n kind van God en jou toekoms is veilig by hom. Dit is wat Johannes hier vir ons sê. Ek lees graag dan net ook vir ons vers 11, vers 14 en vers 16 van 1 Johannes 3. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Vers 14, ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons ons broers lief het. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En uiteindelik vers 16, hieraan ken ons die liefde, dat hy sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. So die vraag waarmee ons dalk vandag hier moet wegstap is nie noodwendig wie is ek nie, want ons kan met sekerheid weet wie ons is. Ons is kinders van God. Maar die vraag wat dalk bykom is, waarin bly ons? Bly ek in vrees? Bly ek in bitterheid? Bly ek in skuld? Bly ek in vergelyking? Bly ek in beheer? Of soos ons hier uit 1 Johannes 3 uit hoor, veral in vers 14, bly ek in die dood. Want Johannes sê, wie nie lief het nie, bly in die dood. Of, bly ek in Christus? Bly ek in sy waarheid? Bly ek in sy liefde? Is dit waarvan my identiteit afhang?
my kindskap, die feit dat ek aan hom behoort en niks my uit sy hand uit kan ruk nie. Is dit wat my lewe bepaal? So ek en jy ontvang 'n uitnodiging van Jesus af. Bly in my. Hy kom nooi ons uit om in sy liefde te bly. Hy kom nooi ons uit om ons identiteit in hom alleen te vind. En hy nooi ons uit om vorentoe te kyk met die verwagting dat ons hom weer sal sien en dat hierdie nie die einde is nie. Weet wie jy in Christus is. Weet dat jy God se kind is. Wees gereed om hom weer te sien. Lewe en bly in sy liefde. Want wanneer jy weet wie se kind jy is, dan weet jy hoe om te leef. En wanneer jy weet wie jy gaan sien, dan weet jy waarvoor jy vandag leef. Bly in hom, bly in sy liefde en leef vandag soos 'n kind wat weet, my Vader wag vir my. Is jy gereed vir as hy weer kom? Tot dan, merke gereed, bly in sy liefde. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons vandag kan vier dat ons die kinders is. Here, dis wie ons is. Dis waarin ons identiteit vind, Here, dat ons aan U behoort. En niks of niemand kan dit van ons af wegneem nie. Dankie dat Johannes ons daaraan herinner, Here. En saam met dit vir ons kom sê, maar Here, ons wag vir U. Ons is gereed om U weer te sien. En intussen, Here, lewe ons 'n lewe wat U sal eer. Help ons om te onthou, Here, dat niks in ons lewe bepaal wie ons is nie, maar net U bepaal wie ons is. Help ons, Here, om so te leef dat ons U verwag en dat ons verhouding met U ons grootste prioriteit is. Help ons om in U te bly in die moeilikste van omstandighede. Help ons om in U liefde te bly en ook U liefde aan ander uit te deel, sodat ander U sal beleef, sodat ander U sal sien. Dankie, Here, dat ons nie hoef bang te wees vir as U weer kom nie, maar jy's opgewonde, Here. Ons is gereed, Here, en ons is so lief vir U. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings, dit sal ook verbyflits hier aan die einde van die boodskap. Ons dink veral hierdie week aan Mieke, wat in die hospitaal opgeneem is. Sy het 'n embolisme ervaar, sy is besig om te herstel en die dokters bepaal of sy verdere skade aan haar organe het. Mieke, ons bid vir jou, ons draai jou aan die Here op, jy is deel van ons. Dink ook aan al die ander Dorcas mense op die lys asseblief, en vir almal wat verjaar mag die Here julle ryklik seën. Ons het 'n paar opwindende dinge wat voor lê, ons jeugkamp lê voor. Indien die Here dit dalk op jou hart druk om vir ons kinders te borg vir hierdie kamp, is R2000 per kind en ons het heelwat borge nodig. En elke liewe borg sal so waardeer word om vir 'n kind die geleentheid te skep om die Here ook op hierdie kamp te ervaar en in sy teenwoordigheid te wees. Baie dankie aan elkeen wat al reeds bygedra het. En dan lê ons golfdag ook voor op 6 November en moet ook nie vergeet van ons maand van barmhartigheid nie. Augustus vier ons die feit dat my hart, ons noodfonds, kan uitreik na soveel mense in nood en van hulle liefde kan bewys deur die Here se hart wat ook vir hulle klop. Indien jy nog nie jou bydrae gemaak het nie, kan jy in ons My Hart rekening inbetaal. Jy kan die Zapper kode scan, jy kan die bankrekening details gebruik. Maak jou bydrae sodat jy ook 'n verskil kan maak en Jesus se voete en hande in die wêreld kan wees. En dan gaan ons afsluit met 'n lied waar ons die Here se seën oor ons lewens verklaar. Mag jy onthou wie jy is, kind van God, en mag die Here jou seën. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. En nou kinders, bly in hom. Mag die Here by jou wees nou en vir altyd. Amen.